As hy goeiemiddag, welkom by die Road Masters. En ons gesels hier lekker saam met Marius. Ons gaan 'n bietjie praat oor die bulle wat hulle aanbied, maar ons praat veral oor die Road Masters in die kommersiële mark en waarna jy moet kyk en hoekom jy hierdie Road Masters oorweeg. Praat met Marius. Luister saam. Marius, middag, hoe gaan dit? Goed om jou, Tinus. Baie goed, dankie. Ek en hy staan so 'n bietjie ver met mekaar dat ons meet die bul dat hy nie weghardloop nie. Marius, ons kyk hierso na lot 42 wat môre hier op die veiling is. 'n Geregistreerde bul. Maar ek wil 'n bietjie praat oor die funksionele aspekte van die Road Master en waarom hy juis in die industrie inpas as 'n kommersiële dier. Want dit is eintlik van die dag gaan dit oor speenkalvers, dit gaan oor 'n mark en dit gaan op die einde van die dag wie vleis wat ons op die tafel kan neersit. As ons kyk na die Road Master, hier is 'n tipiese voorbeeld. Wat maak die Road Master so 'n allrounder? Tinus, ek dink die feit dat hulle so goed aangepas is. Wat hulle hou op die veld, is diere wat kan stap. Kyk na die bul, hoe gemaklik stap hy. Hy het baie goeie been. Loopvermoë is vir ons baie belangrik. Kyk die vleis wat die bul dra. Kyk op sy toplyn, jy kan die water aan die rug gooi. Dis alles deel van breedte. En dis diere wat vir ons goeie speenkalvers gaan teel, ja. ek sê dit gaan beter met hierdie bulle as met jou stem. As ons kyk waarvan ek maar regtig hou is hoe vol hy agterin is. En dit is belangrik, dit is ons dierstukke. En ek dink die kommersiële ou wat môre kom kyk, ja, dis 'n geregistreerde bul. Maar die kommersiële ou wat daai ekstra bietjie op die diersnitte wil hê, dis die tipe bul waarmee jy moet gaan. Ja nee, definitief, Tinus. Jy praat van die diervleis, begin jy by die lende, hier in die middel van die rug, hier oor die lende, hier af na die bout toe, oor sy kruis, hier af na sy hake toe. Dis waar die diervleis is en dis waar die bul baie goed aan mekaar gesit is. Ek dink 'n bul wat baie goeie kloue het, 'n bul wat goed sal teel, 'n bul wat vir jou op die speenkalvers kan teel waarmee jy kan geld maak, ja. Ekskuus, Tinus, my stem. Dit reg. Marius, wat jy praat van loopvermoë, dit is een van die dinge wat ons so maklik mis in die bedryf. Hierdie wêreld, as jy ou so kan sien, dis die berge waar hulle hier klim, dit is hoe dinge lyk hierso. Ek sommer so vir die ouens wys, dit is waar die diere elke dag loop, is daar die koppies. Dit is ongelooflik belangrik om 'n bul te koop aan 'n van die dag. Agter die beeste kan aanloop wat 3, 4, 5, 6 kilos agter hulle gaan aanloop elke dag. Seker te maak hy dek. En dit is 'n lekker ding as jy môre hier kom bulle koop. Hierdie kamp is groot. Die bulle moet ver loop en ja, die hoewegoeters moet reg, anders gaan dit eenvoudig uit nie maak nie. Ja nee, definitief, die bulle moet kan stap regdeur. Ek dink aan alle rasse. Moet die diere kan stap, hulle moet loop, hulle moet kan kos kry. Hulle moet na hulle self kan kyk en as jy na die Road Masters kyk, dis een van ons goeie punte is hoe goed hulle op die veld doen. En hulle loop vermoë en goed. Marius, ek gaan nie vandag verder straf nie. Baie dankie vir die gesels my. Ons praat môreoggend weer net vir die veiling. Dankie, Tinus. As jy nie kan wees nie, ek natuurlik Meerkat aanlyn. Gaan by daarso van jou kommersieel tot stoet uit. Dit is iets vir almal, maar ek sal definitief seker maak jy kom hier uit as jy kan. Hierso is funksionele beeste wat op jou veld gaan aanpas, wat kan loop, wat kan dek. En op 'n van die dag, gieters as jy met vertroue kan koop, dan is dit vir jou lekkerder. Praat môre.